Baie welkom vanmôre by Palm Sondag. Vanmôre is die wonderlike geleentheid waar ons stil staan en in hierdie laaste heilige week inbeweeg voor Paastyd. Wat vanmôre so onbeskryflik wonderlik is dat miskien die afgelope 30 dae of 32 dae, 33 dae, het ek nie regtig tyd gehad om myself voor te berei vir Paastyd nie. Maar hierdie week wat voorlê is die laaste week. Dis die laaste paar dae voordat ons donderdag aand gaan begin met die hele prosedure van waar Paasfees begin van Jesus wat voor Pilatus verskyn en weggevoer word en dan die Vrydag se Paas. So dan wil ek vra vanmôre. As jy nie vanmôre kans gehad het of in die week kans gehad het om te gaan stil staan en mooi te dink oor Paasnaweek nie, ons gaan nou net tyd in. Spandeer die volgende 3, 4, 5 dae en maak jouself gereed vir wanneer Paastyd aankom, want die gevaar is dat jy kan net een van twee goed wees. Of jy kan 'n deelnemer wees aan Paasfees, of jy kan net 'n toeskouer wees van Paasfees. En om 'n toeskouer te wees het sy eie implikasies. Dit is gemaklik, jy het nie nodig om tyd in te sit nie. Ons kuier lekker saam met familie, ons doen die Paaseier ding en alles. Of jy kan sê ek deel in die swaar en die Paastyd en dit begin vandag by Palm Sondag. Die teken van Palm Sondag is eintlik so wonderlik want dit is die triomfanklike intog van Jesus in Jerusalem. En die palmtak is 'n simbool, is nog altyd 'n simbool van oorwinning. En as ons dit in gedagte het vanmôre, gaan ons bietjie gesels oor die hele proses van hoe hierdie oorwinningsproses rondom Paasondag gebeur het. Maar voordat ons daarby kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, baie dankie. Dankie dat ek vanmôre myself kan toewy aan U. Dankie dat ek vanmôre kan stil word voor U. Dankie dat ek my eie lewe kan beoordeel voor U. En Vader, ek wil vra dat U asseblief my genade sal gee. En dat ek vir myself genade sal gee en tyd sal maak. Dat ek nie as 'n toeskouer Paastyd sal ingaan nie. Maar dat ek Paastyd sal ingaan as 'n deelnemer. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. So daar's verskillende tradisies. Uit die verskillende kerke uit is daar verskillende tradisies. Interessant nogal, die Rooms-Katolieke tradisie is dat op Palm Sondag is dit 'n meer sombere geleentheid, daar's swaar musiek wat speel, die priester en sy gevolg kom voor en dan is dit die koor wat instap en dan is dit die gemeente wat instap, elkeen met 'n palmtakkie in hulle hand, maar elkeen neem deel, maar dit is 'n baie sombere geleentheid. Die teenoorgestelde gebeur in die Filippyne. Die Filippynse Christelike kerk, dis 'n feesgeleentheid. Dis 'n groot fees. Almal lag, almal sing, almal swaai hulle palmtakke, almal is uit hulle nate uit opgewonde oor Palm Sondag. En dit maak nou nie saak uit watter oogpunt jy vanmôre en na Palm Sondag kyk en hoe voel jou hart nie. Miskien is jou hart dat jy regtig opgewonde is en ons vier die begin van Jesus se verlossingsdade. Miskien is jy vanmôre in 'n by waar jy bietjie meer nadenkend is, want mens dink aan die geweldige swaartyd van Paastyd. Dit maak nie saak nie. Wat wel saak maak, is dat jy jouself kan indink in hierdie prosesie wat in Jerusalem besig is om in te stap. En om dit vanmôre mooi te verduidelik, gaan ons uit Matteus 21 lees. En ek wil vanmôre vra dat ons die verse ons gaan 2 verse saam lees, dan weer 'n vers, dan weer so 3, 4 verse saam lees. Maar ek wil hê ons moet mooi verstaan wat hier aan die gang is. As ons gaan kyk in Psalm 21, dan begin hierdie gedeelte van Jesus wat naby Jerusalem gekom het. In vers 1 sê, toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. Dan wil die donkie en die vul met julle vir my bring. So, kom ons lees dit eers so. So, die eerste gedagte vanmôre waarby ons moet stil staan, en ek dink dit is belangrik dat ons daarby stil staan, is dat ons vanmôre herinner word van God se plan en dat God die toekoms verstaan.
As mens net na hierdie vers kyk, dan sê Jesus, nog voor hulle aangekom het, hulle van 'n ander plek af gekom, sê Jesus, sonder dat hy weet, sonder dat hy gereël het, sonder dat hy enigiets, kan Jesus in die toekoms insien. En hy kan presies sien waar die donkie staan en waar die donkie se vol staan. En hy kan presies sê vir die disippels waar hulle die donkie gaan kry. En ek dink dis die belangrike eerste punt waarby ek moet stil staan. Vir my om Paasnaweek te kan meemaak, vir my om Paasnaweek te vier, beteken dat ek myself vir 'n oomblik net bietjie onder die vergrootglas stel. Is my lewe op hierdie oomblik en die lewe wat ek leef gefokus op myself, op die direkte omgewing, die direkte mense rondom my en in die direkte tyd. En die probleem is, omdat ek nie die toekoms kan sien nie, lê die toekoms vir my soos hierdie reusebobbejaan agter die berg van al die verskillende goed wat kan verkeerd gaan in my lewe en alles wat kan fout gaan. Sou dit nie makliker gewees het as ek iemand gehad het wat vir my net so 'n oomblik in die toekoms kon inkyk en vir my sê wat sou gebeur, sou dit nie my bekommernis net makliker gemaak het en van my al weggevat het nie. En hoe sou jou verhouding met hierdie persoon gelyk het, as jou oom of jou tannie of jou pa of iemand in die toekoms kon inkyk, so Siener van Rensburg, sou dit nie vir jou so moeite in die verhouding ingesit het nie? Ons het so iemand. Ons het so iemand en ons loof hom en ons dien hom ons lewe lank. Sou dit nie 'n slim plan wees, dat jy naby genoeg aan hom staan en dat hy jou gemaklik en gerieflik kan maak en in jou oor kon fluister, ek beplan vir jou voorspoed en nie teëspoed nie, soos in Jeremia staan, en jy luister na hom en jy glo hom. Ek dink die eerste en die belangrikste punt waarby ek moet stil staan vanmôre is om betrokke te wees by Paasfees. Ek moet betrokke wees by Christus Jesus as my verlosser en saligmaker, wat op pad is om vir my te sterf, maar meer is dit, hy wat die toekoms kan sien. En dan lees mens hierso, is daar 'n angstigheid by Jesus. As Jesus dan die toekoms kon sien, was Jesus nie bang gewees vir die reuse swaar kry wat vir hom voorlê nie. Maar hy's God, jy weet, hy is nie veronderstel om bang te wees nie. Maar ek wil jou herinner, hy was 100% mens ook. Net soos dit vir ons as mense is, waar ek moet gaan vir 'n groot operasie, en ek weet na die operasie, gaan dit met my baie beter gaan, beteken dit, dat omdat ek weet die operasie gaan maak dat my lewenskwaliteit beter is na die tyd, gaan ek nie bang wees vir die operasie nie. Hoekom was Jesus nie bang vir die kruisiging nie? Hoekom het hy met soveel triomfantlikheid in Jerusalem ingekom? Maar die ding is, hy kyk nie net waar die donkie staan nie. Hy kyk verby die donkie. Hy kyk nie net na die kruisiging en die geweldige pyn wat hy moet beleef, want God het vir Christus nie die pyn gespaar nie. Hy het 100% die pyn beleef. Maar die rede dat hy verby die pyn kon kyk, dat hy kon kyk na sy opstanding, dat hy kon kyk wat die toekoms sou inhou vir my en jou, hierdie triomfantelike het gemaak dat hy nie bang is nie. Staan naby Jesus en herinner jouself dat hy die toekoms kan sien en dat die beste plek waar jy kan wees, die plek kan wees waar jy saam met hom die toekoms inkyk. By vers 3 sê hy dan, en as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord tot die persoon dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Die Here het hulle nodig. En ek dink dis die tweede ding waarmee ek myself moet vereenselwig vanmôre, is dat ek myself moet vra, wie is die Here, wie is die koning in my lewe? En watter rol speel hy? En ek wil gou 'n bietjie kyk na die grootste dilemma wat ons het rondom jeugbediening. Die grootste dilemma is dat ons samelewing maak nie meer prinse groot nie. Maak nie meer ridders groot nie. Maak nie meer seuns, mans groot, dat hulle dapper die toekoms ingaan en 'n ridder wil wees vir die samelewing, vir sy land of vir sy mense nie. Net so min maak die samelewing ons dogtertjies as prinsesse groot. Ek is ernstig bekommerd en miskien kan julle sê, ja, maar jy's 'n dominee en 'n dominee is altyd bekommerd en dit mag miskien waar wees. Maar ek is bekommerd oor die samelewing en hoe hy mekaar gesit word, want dogtertjies word groot van
Jy is die jagter. Jy moet alles aan jou liggaam moet jy wys. So ons dogtertjies word sliewe dogtertjies. Grootgemaak deur ons samelewing. Jy moet maklik kan vry, jy moet alles verniet kan weggee. Bly saam, dis nie nodig om te trou nie. Ons dogtertjies is nie meer prinsesse nie. En ons seentjies het sag geword. Ons seentjies sal vinniger weghardloop is. Hulle sal agter 'n dogtertjie wegkruip. Hulle is nie meer ridders nie. Dis 'n samelewingsprobleem, want die samelewing het die ridders afgebreek. En die samelewing het vir prinsesse gesê, jy moet 'n strong independent woman word. En al hierdie goed het 'n gedeelte van waarheid in. Maar die groot probleem is, ons samelewing het ons geforseer dat elkeen net na homself kyk. Mans wil nie meer ridders wees nie. Want die oomblik as jy 'n ridder is, kan die samelewing jou brand as 'n seksuele teisteraar, of 'n chauvinis, of 'n patriarg, of as wat ook al. En die samelewing kyk na ons vrouens en sê, julle is, ekskuus my Afrikaans, strong, independent, julle kan enigiets doen wat 'n man doen. Die elemente daarvan is waar, maar die ding wat nie waar is nie, dit maak dat ons al hoe meer op myself en my eie behoeftes fokus. In 'n wêreld waar daar nie ridders en prinsesse is nie, is daar ook nie konings nie. 'n Wêreld kyk na 'n koning, en 'n wêreld is ongelooflik bedreig deur 'n koning, want 'n koning gaan my vryheid steel, 'n koning gaan vir my sê wat ek moet doen, ek sal belasting aan 'n koning moet betaal. En dis die dilemma van die samelewing waarin ons leef. Ons het die vermoë verloor om die waarde van 'n koning te sien. En daar's 'n groot probleem. Ons Here, ons koning, ons Here Jesus Christus, ons Vader en ons Skepper is drie-enig ons koning. Want as daar na die tyd hierna verwys word daar verwys na 'n koninkryk. En nou is die vraag in jou hart, hoekom is dit belangrik dat ek 'n palmtak in my hand sal hê? Hoekom is dit belangrik dat ek sal meemaak? Want hoor mooi wat staan hier in Openbaring 7 vers 9, as hy praat oor hierdie koninkryk van God. Openbaring vers 7 vers 9 sê, en daarna sal daar 'n groot menigte, en daarna het ek 'n groot menigte gesien, baie meer as wat ek kon tel. En hulle was van elke nasie, van elke stam, van elke volk, van elke taal, en almal van hulle het voor die troon van die lam gestaan. Hulle was in die koninkryk van God, en hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande. So die toekoms word vir ons beskryf deur die enigste wat die toekoms kan sien, as 'n koninkryk van die hemel met 'n koning en met 'n lam. En as jy nie vandag dit regkry om 'n palmtak in jou hand te hê nie, het jy van jouself die geleentheid gesteel om die koning te eer. En dit bring my by die derde punt. As ons gaan kyk wat sê vers 7, en ek wil sê, en daarna het hulle die donkie in die vul gebring, en dan sê die pragtige deel, en het hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van bome afgebreek, en dit op die pad gegooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Dis die derde punt waarby ek uitkom. Die eerste punt, dat ek moet myself herinner, dat Jesus op hierdie plek die toekoms kan sien. Die tweede ding is, dit herinner ons aan sy koningskap. En die derde ding waarby ons vanmôre moet uitkom is, en hoe gaan ek reageer? Want die maklike ding is dat ek na myself luister en sê, ek kan my arms vou, lekker paasnaweek, ons gaan lekker paaseiers eet, ons gaan 'n lekker vleisie braai, ons gaan 'n lekker ou biertjie drink, ons gaan so lekker saam met die familie kuier, en ons gaan miskien donderdag aand so 'n paar kappe te veel vat, want daar's 'n lang naweek wat ek babbelas kan deurleef, Vrydag wat ek kan herstel. Jy kan 'n toeskouer wees. Jy kan langs die kant sê, ek glo in Jesus.
glo in Jesus. O nee, maar ek weet, hy het vir my gesterf. O, weet wat, ek sal weer volgende Sondag sal ek weer vergifnis vir my sonde vra. Ek wil vanmôre vir jou 'n vers lees, wat vir ons iets verduidelik van hierdie koninkryk van God. Iets van dit wat Openbaring van praat, en dis vroeër, lank voor Jesus in Jerusalem ingekom het, in Matteus hoofstuk 7, vanaf vers 21. Nee, elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie, maar net hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Daar is geen manier wat Vader vir jou in sy koninkryk gaan toelaat, as jy sy koninkryk gaan ondermyn nie. Daar's geen land wat 'n spioen in die land sal toelaat nie. Daar's geen land wat 'n terroris in 'n land sal toelaat wat 'n land kan bedreig nie. Moenie 'n fout maak nie. As jy nie jou koning sien en jou koning ken en jou koning dien vir wie hy is nie, is hierdie 'n baie mooi beskrywing. Dan sal hulle sê, maar ons het klomp goed in naam gedoen, ons het gepreek, ons het duiwels uitgedryf en alles. Dan sê Jesus, dan sal ek openlik vir jou sê, ek het jou nog nooit geken nie, want jy het nog nooit in 'n verhouding met my gestaan nie. Ek weet nie wat jou naam is nie, want jy het nog nooit met my gepraat nie. Jy het nog altyd op die kant gestaan en gewaai en gewonder, wie is hierdie Messias wat in die stad inkom? Mag Vader vir ons in hierdie week wat voorlê herinner dat ek sy kind is. Mag hy my herinner in hierdie Paastyd van wie Jesus Christus is. En mag ek in hierdie Paastyd herinner word om na my verlosser en my koning te kyk en die toekoms raak te sien en nie vas te kyk teen die mure van die Jode nie. Amen. Here, baie dankie dat U vir my weer vanmôre die geleentheid gee, dat ek vanmôre kan 'n deelnemer word. Dankie dat U vanmôre vir my die hemel wys, en elke stam, elke volk, elke nasie, te veel om te tel, staan voor U met 'n palmtak. Help asseblief dat ek my palmtak sal optel. Geef my insig van wat die waarde is om voor U uit te stap of agter U aan te kom. Herinner vir my wat die waarde is om selfs my klere uit te trek, my bootleed, en dit op die pad voor U te gooi, omdat U my koning is. Want, Here, ek kan nie anders nie. Amen. Mag Vader vir jou in die voorbereidingstyd van Paasfees, die stilte en die kalmte, maar ook die oortuiging gee dat jy nodig het om jouself as 'n meedoener voor te berei vir die pragtigste fees wat vir ons as Christene voorlê. Amen.